is net eerlikheid. As waarheid jou ongemaklik maak, sit of stap weg. Die argument gaan jou die moeren maak. Goeienaand almal, ek hoop het gaan goed. Welkom by 2026, welkom by die argument. En ek hoop julle het 'n goeie jaar. En ons hoop maar in Suid-Afrika gaan dit 'n beter jaar wees. Nou toe, laat ons met die deur in die huis val. En kom ek verduidelik julle waaroor die argument gaan. En wat dit gaan behels en wat ons gaan doen. En is ons redelik opgewonde oor wat hier gaan gebeur en waaroor ons gaan praat. Nou kyk, vir baie jare is die konservatiewe stem redelik doodgeskreeu deur die liberale gedeelte van ons land en van die wêreld. En is konservatiewe uitsprake of konservatiewe mans of konservativiteit in totaal onderdruk en sommer meerendeels bespot. So alles wat eg is aan 'n Suid-Afrikaanse man of 'n konservatiewe man dan nou om te braai, om bietjie op die skietbaan te wees, om te jag, om vleis te eet, om net om 'n man te wees, is sommer heeltemal deur die meeste groepe jy dan nou verag en het mense dan nou, jy weet, spot gedryf met mans en blanke mans veral. En in Suid-Afrika het ons dit al hoe meer gesien. En hier in Suid-Afrika het ons nog so ekstra stroopie van rasisme gekry wat ons dan nou uit die werksplek uithou en wat ons ontneem van geleenthede in Suid-Afrika en wat sommer net totaal en al diskriminerend is. En dit het 'n reuse impak op ons families. Dit het 'n reuse impak op die siege van mans in Suid-Afrika. Dit het 'n reuse impak op ons welstand en hoe ons leef. En in ons familieverband, jy weet, doen dit bitter baie skade. So, wat gaan ons doen? Ons gaan praat oor alles wat mense nie graag oor wil praat nie, of wat mense van af wegskram. En dit is die gesprekke wat ek graag wil voer. Ons gaan legio van mense inbring van verskillende uitkyke, want miskien is ons dalk verkeerd. Miskien sien ons konservatiewe blanke mans en vrouens die wêreld dalk deur die verkeerde bril, wie weet. Maar ons gaan dit toets. So ek gaan kyk of ek 'n liberaal of twee kan raakskraap, om dan hulle opinies dan nou vir ons te gee, en dan toets ons dit. Maar so gaan ons ook bietjie in die politiek krap. Soos wat julle almal weet, is daar vir my redelike passie in die politiek, en dink ek, ons as Afrikaner blankes is vir etlike jare, nie net 30 jaar nie, maar 'n klomp jare, is ons voorgelieg, bedrieg, en is ek ook van die opinie dat dit nie opgehou het nie, en dat dit voortsetting is van die NP-regering en van almal waarvan julle nie hou nie. En dan het ek vir julle 'n verrassing, dat dit nie net die enigste ouens is wat ons bedonder het nie, maar dat die sakemanne, die groot sakemanne, ook by hierdie komplot teen ons, dan nou as mense dit so wil stel, dat hulle betrokke was daarby. En dat nou, dat die kalers huis toe kom, nou sien ons en hulle, dat daar foute gemaak is, en dat dit nie so rooskleurig is, soos wat hulle geprofeteer het nie. En ons gaan bietjie kyk in die geskiedenis, na wie het vir ons gewaarsku, en wie het vir ons botter om die bek gesmeer, om besluite te maak wat dan nou gemaak is. Ons gaan beleide uitmekaar uittrek van die verskillende partye. Want ek dink is dit net nodig dat sou jy stem, en sou jy in daardie stelsel nog verder wil deelneem, dat dit belangrik is om te sien waarvoor jy stem, wie jy stem voor, waarvoor hulle staan en waarvoor hulle nie verstaan het. En hoe dit verander het oor die tyd. Daar was baie van die politieke partye wat geëvolueer het, maar dit is nie noodwendig 'n goeie ding nie. Jy weet, baie van hulle het heel links getrek
en met allerlei bymotiewe goeders gedoen en bygesit en weggevat en ons gaan spesifiek kyk daarna en ons gaan 'n paar slim mense inbring om dan daardie goed met ons te bespreek, want ek wil ook verstaan. En op hierdie pad wat ons gaan stap, is dit vir my ook 'n reis van ontdekking en gaan dit vir ons hopelik vir ons saam laat leer, daai verskillende opinies kry en dan 'n eie opinie van ons eie vorm, met die waarheid aan ons kant. Dit is baie belangrik, en veral vir my, dat as jy opinie vorm, dat jy agtergrond het, dat jy feite aan jou kant het, dat jy papiere het vir dit waarvoor jy praat, of oor jy praat, en dat jy opinie vorm, nie uit 'n windjie wat gelaat word nie, maar uit papiere, feite, en belewennisse en ervaring en daardie tipe van goed. Nie net iets wat jy uit die lug uitkrap omdat jy van iemand se gesiggie hou of nie hou nie. Dit is hoe foute gemaak word. En hulle sê mos altyd perceptions is the mother of all. En ja, hierdie kanaal gaan ons bietjie vloek. Hierdie kanaal gaan ons definitief kwaad word. Hierdie kanaal is daar sodat ons deur die grond kan ploeg en dit kan omdraai en omkrap totdat ons by die waarheid uitkom. Ons is dit vir mekaar verskuldig, en of jy nou van die waarheid hou of nie, ek hou ook nie altyd daarvan as my vrou my konfronteer met die waarheid nie, en dit maak my ongemaklik en dit draai my binnekant, maar op die einde van die dag is ek dankbaar dat ek die waarheid kon hoor. Hele paar jaar terug het ek, jy weet, ook maar deur 'n ding gegaan, en ek het op 'n stadium, sal ek julle bekendstel aan die ou, en hy het oor my pad gekom, yes, en hy het my lewe omgekrap vir my. Deur vir my waarhede te vertel en te stel, en ek het geskop daarteen, ek het letterlik geskop, dis asof ek 'n allergiese reaksie gehad het, vir dit wat hy gesê het. En ek dink dis nou bykans 15 jaar later, en niks wat daai ou vir my gesê het ek nie self ervaar, en self ondervind, en self gesien dat dit nie die waarheid is nie. Dit is die waarheid wat hy my vertel het, en dit was ongemaklik, en dit het my omgekrap. Maar dis hoe die waarheid werk. Dit is nie lekker nie. Dit is nie wat jy wil hoor nie. En dit is nie noodwendig op die regte tyd nie. Die waarheid is altyd ongerieflik. Maar ons is mekaar dit verskuldig. Ons is ons jong mense dit verskuldig. En ons moet praat oor hierdie goed. En ons moet dit uitredeneer en uitredekabel. Maar op die einde van die dag, as ons wegstap, dan moet ons iets hê om oor te dink, te bepeins, te gaan beproef. En kom ons doen dit, kom ons gebruik hierdie kanaal. Julle weet, julle ken my geskiedenis, vir die wat nie my geskiedenis ken nie, en vir die wat weer fotootjies wil opsit, julle is meer as welkom. Ons het ook 'n boek geskryf, en vir die wat sukkel, hy het nie prentjies nie, jy gaan bietjie moet lees, maar vra maar iemand om vir jou te lees, en dan sal julle die hele geskiedenis daar sien. Niks om op skaam te wees of oor skaam te wees nie, my hele lewe is 'n oop boek, so julle kan ook maar daar binnekant gaan kyk en gaan lees, en ja. En dan gaan ons 'n paar vrae antwoord, daar op my Facebook kanaal. Sal julle sien, is daar 'n klomp ouens, jy weet, jy kry ouens wat net sleg sê, en dit is ook goed, jy weet, party mense is hardlywig, en kan nie altyd vinnig badkamer toe gaan nie, en dan borrel van daai goed die bo uit. Dan kry jy onkundige mense, dis ook goed, miskien sien hulle my platform in Facebook, dan nou vir 'n geleentheid om te leer. Dan kry jy arrogante mense, jy weet, en ek het altyd 'n oom gehad wat gesê het, dis een ding om arrogant te wees, maar as jy dom arrogant is dit 'n reuse probleem. Jy kry van hulle, en dis maar 'n ander probleem, ons probeer dit maar aanspreek. En dan kry jy mense wat verstaan, en mense wat nie verstaan nie, en so gaan dit nou maar aan. En julle sal sien, ek probeer antwoord, maar ek is nie die geduldigste mens in die wêreld nie, en het ons ook 'n besluit geneem, dat sou ons voorheen al oor 'n aangeleentheid gepraat het, gaan ons nie weer daaroor praat nie. As jy genoeg belangstel, kan jy op die blad gaan kyk, en
Miskien gaan ons dit ook sommer raak praat in van ons toekomstige programme, waar ons dan hierdie goed uitmekaar uit gaan trek. Baie mense wil die papiere sien, dit is nou oor die Vryheidsfront Plus, en dit sal nog kom. Ons sal daarby uitkom. Daar is maar verskillende prosesse, maar daar is ook prosesse wat ons nie voor hoef te wag nie, en waarvoor ons nie bang is om van die papiere dan nou uit te sit nie. Die enigste probleem, daar is sekere prosesse en sekere ondersoeke wat nog steeds aan die gang is, en daar kan ons van daardie dokumente dan nou nie bekend maak nie. Maar wat ek julle kan beloof, is daar waar ons dit kan bekend maak, sal ons dit bekend maak. Vir die wat nie verstaan nie, van hierdie verslae is 96 bladsye tot 200 bladsye, en is dit redelike lywige dokumente. So daar is baie van julle wat sê, ons het nog nooit bewyse gesit nie, of opgesit nie, en jy weet, ek probeer maar so dit maklik maak, want baie keer kan baie mense nie eers 'n paragraafie lees wat ons vir hulle opsit nie. Nou wil julle hele verslag hê. Vir baie mense is dit bietjie ver gesog. Maar ons sal dit opsit. Ons het daar die besluit geneem dat ons van hierdie verslag gaan bekend maak. Dit sluit nou in auditverslag, regskomitee verslag en 'n klomp ander goeders wat daarmee gepaard gaan. Regsopinies en allerlei goedjies wat daarmee gepaard gaan. Dis die gedagte. Maar die gedagte is nie net om die Vryheidsfront te ontbloot nie. Dit gaan nie oor die Vryheidsfront as sulks nie. Dit gaan oor politiek en waar ons staan in Suid-Afrika. Waar 'n konservatiewe persoon staan in Suid-Afrika. As jy nou sê jy's 'n Christen, dan is daar sekere waardes wat jy aanhang en sekere Bybelbeginsels wat jy dan nou nastreef. En ek is nie hier om jou te oortuig van die Bybel nie. Dit altemin, ek stel regtig nie belang waar jy wat doen nie en hoe jy dit doen nie. Maar jy weet, daar is sekere grondbeginsels wat binne in die Bybel is. En as jy sê jy is 'n voorstander van die Bybel of jy glo in die Bybel en jy is deel van ek weet nie hoeveel duisende denominasies van Christendom nie, by all means dan skakel jy in as jy voel jy's 'n konservatis, as jy voel jy's 'n boer of 'n Afrikaner of wat ook al, solank jy regsdenkend is en is jy baie welkom op my platform. Julle sal sien, soos wat ons hierdie goed bespreek, gaan daar 'n klomp mense op en afspring wat nie ons waardestelsels deel nie, en wat nie glo soos wat ons glo nie, en wat nie verstaan hoe ons by ons punte uitkom nie, en dit is ook fyn. Ek is nie hier om mense te skool nie, ek is nie hier om, ek doen nie sendingwerk nie, glad nie, ek doen nie berading nie, ek doen nie al daai tipe van goed wat baie mense doen. Ek glo, en dit wil ek vir julle somme van die begin af sê, ek glo nie in 'n Jesus wat die hele tyd sy wang net draai nie. Ek glo nie in 'n Vader wat die een dag so sê en die ander dag so sê nie. So dis my grondslag, dis somme waar ons begin. So as jy met my wil redeneer oor daai goed, ek is nie teoloog nie, ek is nie 'n ou wat redekabel oor die Bybel nie, en ek stel regtig nie belang wat jy glo of hoe jy glo nie. Al wat ek vir u wel kan sê, is dat daar die pad baie nou is, en nie almal wat dink, hulle gaan deur daai hekke gaan dit maak nie. Maar dis jou keuse, dis jou besluit. Wat ek gaan poog is om dan nou feite op die tafel te sit, gesprekke met mense te hê, van pre-94 af, laat ons bietjie sien waarvan hierdie goed begin het, 'n tyd toe ek nou nog nie so geweldig in politiek belang gestel het nie, en nie geweet het nie, en nie in die meetings was nie. Gaan ons bietjie vir daai ouens vra, wat in hierdie vergaderings was, dat hulle met ons gesels. En dan wil ek graag met 'n klomp groepe gesels wat bietjie meer regsgesind is. Ons gaan bietjie praat oor prepping, ons gaan bietjie praat met ouens wat voorbereidings tref, ouens wat voel, jy weet, ons kom by 'n punt waar ons regtig in gevaar is. Ek wil met daai ouens praat. Want toe ek in die politiek was, is daar vir my gesê, daai ouens is van hulle koppe af. Daai ouens weet nie waarvan hulle praat nie. Daai ouens maak net mense bang. En bang maak en al daai goeters, jy weet, dis hoe hulle ledetalle skep. Maar ek wil by daai ouens hoor. Ek wil met daai ouens gesels. So as jy een van daai ouens is, een van daai leiers van daai groepe, skakel my gerus en kom maak my bang. Kom praat met my
en laat die mense luister en waarmee ons besig is en ek wil graag weet vir 'n groot gedeelte van my lewe en ek het 28 jaar in die politiek van junior stadsraad af regdeur tot waar ek nou weer is of was en het ek snaakse goed teëgekom. Maar iets wat soos 'n paal bo water gestaan het vir my nog altyd en wat my baie laat wonder het, is hoekom is daar so aanslag gewees teen byvoorbeeld die Suidlanders? Hoekom was daar so aanslag teen ouens van die Boerelegioen? Hoekom was daar so aanslag teen die ouens van die AWB van ons politieke gedeelte af, ons politieke regse, sal ek nou maar sê, kant af? Ons wou nooit met mense soos daai wou ons, jy weet, praat nie. Jy weet, daar was net nie, jy weet, dit was altyd 'n ongemak, jy weet, nee, ons moet net nie met daai, want anders gaan ons regs voorkom. Jy moet onthou in politiek is dit alles 'n voorkoms, 'n show. Die show moet aangaan en daai show moet eintlik almal insluit. So jy kan nie te regs wees nie, jy kan nie te links wees nie, jy moet altyd so tussen die klippe deur moet jy hierdie show gooi. Hang maar af by watter gesprekke jy is. En dit het my altyd gepla, dat mense sê ons moet saam staan en selfs nou op my blad sê ons moet saam staan. Maar as die groeperings, as jy 'n politieke party het wat veronderstel is om met al hierdie groeperings te kan praat en insette en insae te kry en jy doen dit nie, hoekom nie? Dit is mos nou deel van ons mense, dit is mos nou deel van daai konservatiewe gedeelte van ons mense. En daarom, nie verbasend nie, is daar honderde duisende mense wat nie stem nie. En hulle stem dood eenvoudig nie omdat hulle nie meer gepraat word nie, omdat daar nie vir hulle gekyker word nie, omdat hulle vertroue verloor het in 'n stelsel wat hulle afgejak het as verregs, wat hulle afgejak het as, jy weet, conspiracy theorists, wat hulle afgejak het en half vir die laaste 30 jaar gemaak het of die mense mal is. En ja, baie van daardie mense en mense wat meer middelmatig is en al daai goed braai saam, is familie van mekaar. Hulle skop nie mekaar weg nie. En dis my probleem. En dit is wat my pla met die politiek. Hoekom doen ons dit? Terwyl ons daar buite kan skree, staan saam. Moet ons net saam met julle staan of gaan julle bietjie saam met ons ook staan? En dan gaan ons bietjie praat oor die H2A program. Vir die van julle wat nie weet nie, ek het 9 maande daar in Amerika gewerk en ek wil graag met julle deel wat my ervaring was daar en dan ook met ouens praat wat dalk bietjie langer of net 'n ou praat wat, jy weet, wat sy ervaring hy daar gehad het en watter ervaring jou familie en daai tipe van probleme mens ervaar as jy so ver van die huis af werk. Ons gaan oor lekker goed praat, ons gaan oor goeie goed praat. Party van die goed gaan jou bang maak. Party van die goed gaan jou kwaad maak. Maar op die einde van die dag wil ek hê, ons moet saam leer, ons moet hande vat en ons moet weet presies waarmee ons besig is. Julle moet onthou, daar was 'n ja-nee stem so in 92. En baie van ons het ja gestem, want ons het nie geweet, of ons sê ons het nie geweet wat hulle gesê het nie. Hulle het ons beneek, bedonder. Baie van ons het nee gestem, en die nee-stemmer sal sê, man, julle het nie geluister nie, en jy weet, daar was talle waarskuwings en al daai goede. Maar, ek wil hê, ons moet nooit weer in daardie slaggat trap nie. Ons moet nooit weer op 'n punt kom, waar mense vir ons blaatant lieg, en ons lig dit nie uit nie. Daai verantwoordelikheid is ons eie, daai verantwoordelikheid lê diep binne in ons, en daai verantwoordelikheid is teenoor ons kinders. Ons kan nie na 30 jaar weer sê, ja, maar daai ou het vir ons gejok nie. Dis nie 'n verskoning nie. Gaan nie 'n verskoning wees nie. Ons, as Afrikaner, blanke, konservatiewe mense, staan met ons rug teen die muur. Ons is persona non grata in die werksplek. Ons kinders kry nie werk nie. Ons kinders kan nie gaan studeer nie. Ons grond gaan onteien word. Die Bella-wet, al daai goeders is teen ons opgestel. En dit het so ver gegaan,
omdat niemand op die mure gestaan en geskreeu het, hier kom moeilikheid nie. 'n Mediaverklaring verander nie die wêreld nie. En meeste politieke partye verval in 'n situasie waar hulle 'n mediaverklaring uitreik en hulle dink hulle het hulle werk gedoen. Hulle het nie hulle werk gedoen nie. As dit nie vir sekere burgerorganisasies was in Suid-Afrika nie, het ons al baie trane gestort in Suid-Afrika. En daai was nooit te danke aan politieke partye nie. Die politieke partye het bitter min te doen met die walgooi wat daar gebeur het. Inteendeel, in meeste gevalle het hierdie politieke partye either geswyg, of hulle het geslaap in die parlement, of hulle het gesê ons gaan hierdie bal later vang, of hulle het ons kalm gemaak en gesê dit gaan nie so erg wees nie. En toe was dit. So kom ons praat met mekaar, kom ons gesels oor hierdie goed. As daar idees is wat julle het, waaroor julle wil hê ons moet gesels, dan gesels ons daarvoor. Ons gaan 'n bietjie oor selfbeskikking gesels. Ek is 'n leek op die gebied. Al wat ek weet is daar's groter leuke as ek op hierdie gebied. En hulle sit almal in die parlement. Dan gaan ons bietjie ook gesels oor wat selfbeskikking behels. Jy weet, 'n groentetuin, bietjie tuisonderrig, jou medisyne, al daai tipe van goed. Wat kan jy prakties in jou huis, op jou erf doen, om jou 'n bietjie weg te stoot van die staat af? So kom ons kyk of ons dit kan maak werk. Kom ons kyk of ons 'n goeie program bymekaar kan sit, en kom ons kyk of daar konservatiewe mense is wat gaan opstaan en bietjie met ons rof gaan gesels. Laat ons by hierdie tipe van antwoorde wat ons soek kan uitkom. Dis my intro. Ek hoop julle geniet dit. Ons gaan vir julle die vol liedjie opsit van hierdie potgooi. Dan luister julle bietjie na die woorde en dink bietjie daaroor. En elke week gaan ons poog om 'n liedjie by te sit. Party gaan snaaks wees, party gaan bietjie trane trek, maar soos wat dit uit my pen uitkom en deur hierdie AI gesit word, maak ons 'n liedjie en iets vir die oor en dalk iets om oor te dink. En as julle gelukkig is en julle teken in op ons kanaal, op Potgooi, op YouTube, dan kan ons ook kyk na sekere pryse en goed wat ons daar gaan opsit. En ons gaan nou nie blommerykers opsit nie. Die idee is dat jy gaan vir opleiding. Jy weet, laat ons mense skerp kry. So, of dit nou noodhulpopleiding is, of vuurwapenopleiding, of wat ook al. Maar hier is 'n konservatiewe kanaal. Ons gaan nie chocolates en blomme uitdeel of 'n mooi lappie nie. Ons wil ons mense reg kry. En die enigste manier wat ons gaan reg wees, is as ons opgelei is, as ons skerp is, nie net met die feite wat hier gaan deurkom nie, en die besluite wat ons neem nie, maar vir daai walgooi vir as alles skeefloop, en ons is op ons self aangewese. Subscribe, gaan kyk, dit gaan interessant wees, ek beloof jou, either jy gaan die moer in wees, of jy gaan dit kwaai geniet. Totsiens, lekker dag, pas julle op. Op die grondpad, dorp toe staan plakkatte skief in die wind. Selfde glimlach, selfde beloftes, sonder jas oor dieselfde ou kind. Hulle praat van hoop en redding, maar lees nooit die fyn gedruk. Dis 'n toespraak vol beloftes, met 'n waarheid wat lankal stuk. Daarom die argument, hoor jy mooi, nie 'n slag spreek nie, maar feite op die tafel gegooi. Geen leens wat blink soos goud geverf, ons trek die masker af, want waarheid
die argument sonder filter of vrees. Nie 'n partylied nie, maar 'n rekenskap kreeg. Van raadsaal tot parlement se vloer, ons stel die woorde en nie dit teen wat werklik gebeur. Nie links, nie regs, net eerlikheid. As waarheid jou ongemaklik maak, sit of stap weg. Die argument gaan jou die moed